Goeiemôre vriende in ons Here Jesus Christus. Hartlik welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Ons is dankbaar vir nog 'n nuwe dag wat ons uit die hand van die Here ontvang. En mag vanoggend se boodskap vir jou tot seën wees. Ons is besig met ons reeks uit die boek van Openbaring. En vanmôre gaan ons saam lees Openbaring 17 vers 1 tot 6. Ek is Dominee Adrian Swart. Toe het een van die 7 engele, wat die 7 bakke het, gekom en met my gepraat. Kom, het hy gesê, ek sal jou wys hoe die oordeel voltrek word oor die berugte sedelose vrou, wat by baie waters bly, en met wie die konings van die aarde onsedelik verkeer het. Die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar onsedelikheid. Ek is toe deur die Gees meegevoer, en die engel het my na die woestyn toe geneem. Daar het ek 'n vrou gesien, wat op 'n helder rooi dier sit. Die dier was oortrek met Gods lasterlike name, en het 7 koppe en 10 horings gehad. Die vrou was uitgedos in pers en helder rooi klere, en opgetooi met goud, edelstene en parels. In haar hand het sy 'n groot beker vol losbandigheid gehad, die onreinheid van haar onsedelikheid. Op haar voorkop was haar naam geskrywe, en dit het 'n verborge betekenis. Die naam was Groot Babylon, die moeder van die sedeloses en van die losbandigheid op die aarde. En ek het gesien dat die vrou dronk is van die bloed van die gelowiges, van die bloed van die mense wat vir Jesus getuig het. Openbaring 17, broeder en suster, bou voort op die aankondiging van die vernietiging van Babylon in hoofstuk 16, en kan beskryf word as 'n verduideliking van die 7de bak. Openbaring 17 teken die visioen van die sedelose vrou, Babylon, wat op die monster sit, en gee die betekenis van die gesig in die tweede deel van hierdie hoofstuk. Dit verduidelik ook waarom Babylon deur God se oordeel getref word. Sy het, in 'n figuurlike sin, dronk geword van die bloed van die gelowiges. En in hoofstuk 18 hoor ons van die effek of die gevolge van Babylon se val. Konings, sakemanne en seelui treur oor Babylon se dood, volgens hoofstuk 18. Maar die hemel juig oor die stad se val, in hoofstuk 19. In die teks wat ons vanmôre saam gelees het, in Openbaring 17, handel dit oor die vernietiging van Rome, die sentrum van die vervolging van Christene. In beeldryke taal speel 'n wrede toneel voor ons oë af. Die sedelose vrou of prostituut, Babylon, is simbolies van die stad Rome, wat as die moeder van alle sedeloosheid die destydse wêreld verlei en die Christene wreed vervolg het. Teenoor die hartstogtelike klaagliedere van die goddelose konings, sakemanne en seelui, wat met Babylon geflankeer en nou alles verloor het, teken hoofstuk 19 die vreugdesange in die hemel oor haar vernietiging. Hoofstuk 17 is die oordeel van God oor hierdie goddelose, sedelose vrou. Dit beklemtoon die verband tussen die voorafgaande 7 bakke as oordeelsvoltrekking en die daaropvolgende vernietiging van Rome. Die engel sal aan Johannes wys hoe die oordeel voltrek sal word. Die fokus op die goddelike bekendmaking of openbaring van God se plan met die wêreldgeskiedenis is baie duidelik hier raak te lees. Hierdie sedelose vrou, Rome, is simbool van die korrupsie van hierdie regering wat plesier, voorspoed en gewin tot alles nagejaag het. Die bruid van Christus, die kerk, is rein en gehoorsaam, volgens hoofstuk 19. Presies die teenoorgestelde van die sedelose vrou.
Hierdie sedelose vrou verteenwoordig nie net Rome nie, maar alle goddelose praktyke van alle regerings en alle stelsels oor alle eeue heen in hierdie wêreld. Ja, in die besonder in die laaste dae sal hierdie sedelose vrou groot verwoesting veroorsaak. Ons teks sê, in die laaste dae sal sy dronk word van die bloed van die martelare. Talle Christene sal deur haar doodgemaak word. Sy is 'n simbool van alle georganiseerde boosheid gedurende die eindtyd teen die kerk van Jesus Christus. Kerke gaan dit moeilik hê en Christene sal moet wakker word en staande bly. Kerke gaan 'n baie moeilike tydperk in en alle Christene gaan deur hierdie sedelose vrou verlei probeer word. Daarom moet ek en jy bid vir wysheid en insig en vaste geloofsvertroue om einduit te kan volhard op die pad wat Jesus Christus ons kom aanwys het. Môre gaan ons verder met hierdie hoofstuk in die uitleg en die betekenis van hierdie gedeelte. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre kan stil word in U teenwoordigheid, om U te aanbid as die enigste ware God. Ons kom wy ons vanmôre aan U toe, Here, en ons loof U en ons prys U naam, omdat U deur die Bybel met ons praat. Dankie ook vir die werk van die Heilige Gees in ons harte. Here, ons het U nodig. Ons kan nie sonder U nie. En ons bid vir wysheid en insig en volharding in die geloof. Seën vir ons hierdie mooi dag van ons harte met U vrede en wil U gee dat ons lewens U sal verheerlik. In Jesus naam. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag vir u.